Hallo aan almal wat hierdie opname kyk. Ek wil graag vir jou gebed doen en omdat jy op die Shekinah blad is, weet ek die Heilige Gees wil jou seën om werklik vooruit te gaan. Veral hierdie laaste paar maande tot die einde van die maand toe, weet ek die Here wil graag mense seën om 'n absolute fenominale lewe en toekoms hê. So ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om vir jou te bid en vir Here te vra om enigiets wat jou pla of jou lewe omvergooi, dat jy dit kan aanspreek en dit sal my afsny. Ons sien wonderwerke in hierdie kantoor gebeur. Ons sien regtig mense se finansies verander, huwelike wat heg, mense se gesondheid wat verbeter. En daar is sommige genesing ook plaasvind in mense se gesondheid en daar is net absoluut 'n fenominale bewys van genesing wat plaasvind. Ek sit hier in die kantoor, so ek kan hoor die telefoon, die selfoon daar in die agtergrond en ons printer wat hier agter print. So ek is besig om die vrouekamp se dingetjies uit te print ook. En terwyl dit gebeur, wil ek graag hierdie geleentheid, ek ervaar net die Heilige Gees het my gelei om regtig vir jou te bid vandag, dat jy soveel seëninge ontvang, uit die hand van die Here uit, want die Here wil jou gebruik ook, natuurlik in die koninkryk. En ek weet daar's van julle wat swaar kry in finansies, en swaar kry in huwelike, en swaar kry in baie van die doen en late van elke dag, by 'n werkplek byvoorbeeld. En ek wil vir jou bid, ek gaan my oë oop hou, en ek wil vra dat jy regtig sal inneem en dan soos wat ons vir dit bid, amen. As jy amen sê op dit wat jou raak of dit waarmee jy assosieer, dit beteken dat daai gebed tref letterlik in jou hart en letterlik in jou wese, letterlik in jou gemoed ook. So Vader, ek kom vandag na U toe in die kosbare en kragtige naam van ons koning en ons meester Jesus Christus. Ek wil bid dat U op hierdie oomblik elkeen wat hierdie boodskap luister en daarna hoor en assosieer met dit waarvoor ek bid nou. Ek vra Heilige Gees dat U elkeen besonder sal aanraak met werklike verandering. Die oomblik as iemand assosieer en amen sê op dit wat ons nou voorbid, Heilige Gees, dat U daar 'n verandering sal bring soos wat ons nog nie gesien het nie, want ek weet God is 'n God van wonderwerke en hy wil graag hê dat wonderwerke ook in jou lewe gebeur. Vra Here dat U op hierdie oomblik nou elke liewe persoon wat in Shekinah is, wat bywoon en online kyk en selfs familie en vriende en mense daar ver, U wil elke liewe een aanraak met 'n besonderse krag. Daarom bid ek vir elkeen, Here Jesus, dat U elkeen se finansies op hierdie oomblik aanraak. Ek vra Here dat U sal kom en waar daar tekort is, dat U die aanvulling sal doen. Ek bind en bestraf die duiwelse weerhouding van fondse en stuit van fondse en kanselleer van fondse en fondse wat net teruggehou word, fondse wat net in die drein afgaan. Ek kanselleer dit in die naam en krag van Jesus Christus nou. En ek bid Here selfs vir mense wat werk en dat daar 'n nuwe vooruitsig sal wees vir finansiële vooruitgang, dat daar nuwe bevorderingsleenthede selfs sal wees, of selfs die wat 'n nuwe werk soek en dan nie iets anders is in die huidige maatskappy, dat U die deure sal oopmaak vir 'n nuwe maatskappy waar hulle kan instap en letterlik daai seën van die Here kan ontvang vir hulle talente wat hulle het, vir die kundigheid, die vaardigheid, die kennis wat hulle uitoefen ook, en ook die salaris kry, Here, wat hulle verdien. Ek seën elkeen en nou op hierdie oomblik dat daar finansiële toevoeging sal wees soos nog nooit tevore nie, in Jesus Christus naam. Ek breek op hierdie oomblik in Jesus naam elke vloek van armoede en van vernietiging en van finansies wat in die drein afspoel in Jesus naam, en ek in Jesus naam release ek op hierdie oomblik fondse en finansiële seëninge soos wat jy in jou lewe nooit gesien het, en ek dank U, Vader, dat U besorg is en omgee vir die kinders. Volgende, Here, wil ek bid vir besighede. Ek wil bid dat elke besigheid wat 'n Christen besigheid is, en baie keer is daar tenders wat uitkom of kwotasies wat gedoen word en net voor dit deurkom, dan word dit gekanselleer. Ek kanselleer in die naam en krag van Jesus Christus daai monitor invloed wat maak dat mense se besighede gekanselleer word en kliënte nie betaal word. Ek kanselleer ek vandag in die naam en krag van Jesus Christus nou. En bid Here dat U op hierdie oomblik sal voorsien dat daar besigheid vir ons Christen sakemanne sal inkom. Dat daar absoluut gebruik gemaak word van hulle kundigheid en vaardigheid en dienslewering en loyale besigheid doen en morele besigheid doen. En Here, dat daar absoluut 'n oorvloed
oorvloed van besigheid sal inkom. Ek bind en bestraf ook in Jesus naam enige vorm van vloeke op besighede, bankrotskappe in die voorgeslagte, bankrotplase, ek kanseleer bankrotplase, ek kanseleer vloeke en mense wat in die voorgeslagte dalk immoreel besigheid gedoen, kanseleer ek oor hierdie persoon wat nou hierdie boodskap kyk, wat 'n besigheid het en eintlik sukkel om die deurbraak en sukkel om daai werklike inkomste te kry wat nodig is om die gesin te versorg en die besigheid te laat vooruitgaan. En ek vra Here dat U vandag letterlik hierdie gebed sal hoor en daai amen sal seën wat besighede absoluut in die hoogte sal inskiet, omdat die koninkryk van God geseën sal word deur sakemense wat regtig die Here dien, wat regtig hierdie besigheidsgeleentheid ook wil gebruik, Here, om die koninkryk te seën. Maar ek wil vra Here dat elke liewe besigheid waar daar nou 'n ja en 'n amen gesê word op hierdie gebed, dat daai besigheid gesalf en geseën en onder die bloed van Jesus Christus sal wees, sodat gebruik kan word vir die regte redes en dat mense dit sal raak sien. Uiteraard om ook 'n fonds toevoeging soos nog nooit tevore in plaas. Ek wil bid Here dat in hierdie land van ons, dat BEE of die politiek of niks sal steur of pla of enige interferens het met besigheid wat gedoen word met ons deur ons Christen sakemense nie. Volgende wil ek bid vir enige vorm van siekte, toestand en krankheid. Ek wil hê jy op hierdie oomblik jou hand sit waar die siekte of krankheid op hierdie oomblik is, Here, en ek bid dat waar hierdie persoon sy hand sit waar daar siekte of 'n krankheid of 'n pyn of wat dit ook al mag wees, nou op hierdie oomblik die hand daar plaas. Ek bind die gees van krankheid, ek werp dit uit die liggaam uit in die naam van Jesus nou. Ek sien maagpyne verdwyn, ek sien rugpyne verdwyn. Ek ervaar letterlik dat daar's mense wat ingewand is soos niere wat pyn op hierdie oomblik verdwyn en genees om in die naam en krag van Jesus Christus. Ek bid Here vir longe wat op hierdie oomblik mense wat asma's het, mense wat gereeld hoes, mense wat longkwaal het, ek breek op hierdie oomblik alle longkwaal toestande in Jesus naam. Hart wat uit ritme uitgaan, ek kanseleer enige hart wat uit ritme uitgaan, en ek vra Here volkome genesing op hierdie oomblik vir elke persoon wat sy hand op haar hart sit, en dat die krag van God op hierdie oomblik sal deurvloei, en daai hart aan die absoluut sal genees met die wonderwerkende krag van God, wat 'n siekte, wat sy hartkwaal, daar ook al in die families was, ons sny dit af in Jesus naam, dit sal nie verder invloed wees, dit sal nie verder effek wees op enige een se lewe van hierdie oomblik af nie. En ons dank Here Jesus dat U op hierdie oomblik enige ander siekte, kankers, ek bind somme kankers, Here. Kanker het nie reg in enige kind van God se lewe nie, en daarom kanseleer ek kanker, ek bind die demoniese gees van kanker en ek werp daai demoon van kanker uit jou lewe uit onder die voete van Jesus Christus in op hierdie oomblik nou. En ek bid Here vir volkomme genesing van elke selletjie in enige een se liggaam nou. En ek bid Here dat die liggaam assosieer met genesing van enige siekte toestand, van enige krankheid toestand, van enige invloed wat daai liggaam beïnvloed, en enige pyn, rugpyne gaan in Jesus naam nou. Die genees rug, wervels en kussentjies en die spiere en ligamente selfs in die ruggraat word genees op hierdie oomblik nou. Maagswere, aandoenings, spastiese kolon verdwyn in Jesus naam nou. Ek bid ook Here vir enige negatiewe invloede op enige persoon se vel of se gestel of enige iets wat plaasvind. Miskien is daar persone wat se knie dalk pyn en hulle nie ordentlik kan loop nie. Ek breek daai knie ongesteldheid nou in Jesus naam en ek vra Here volkomme genesing op die persoon wat hand op hulle knie plaas nou op die oomblik. En dat elke deel van hierdie siektes en krankhede verdwyn in die naam en krag van ons koning en ons meester Jesus Christus homself. En ek bid Here dat U sal voorsien dat alles op hierdie oomblik sal ten volle herstel. Bid vir verhoudings, vir huwelik, Here. Ek bid dat huwelike sal heg, dat huwelike weer na mekaar toe sal draai. Ek breek elke invloed van die duiwel wat 'n wig wil inslaan in huwelikspare. En ek bid Here, Prediker 4 vers 9 oor elke liewe huwelik. Dat huwelike sal heg, dat pare in eenheid sal staan, dat daar harmonie sal wees in huis, dat daar nie kibbel sal wees of stryery wees. Ek breek die gees van stryery en die gees van kibbel. Ek breek ook die gees van valse persepsies en ek werp dit uit elkeen se huwelik uit in Jesus naam nou.
Bid Here dat daar vrede sal wees, dat daar eenheid sal wees, dat daar harmonie sal wees in die huwelike tussen man en vrou. Dat kinders geseën sal wees, dat kinders nie siek sal word of blootgestel sal word aan die wêreldse goed daar buitekant en hulle daarbey betrokke gaan raak nie. Ek bid Here dat U 'n shield, letterlik 'n skild sal plaas van die Heilige Gees tussen daai booshede wat in skole aangaan deesdae en ons Christen kinders se lewens. En dat daai kinders beskerm en beskut sal word teen elke liewe satansmag wat probeer om ons kinders se lewens te kompliseer en bose goed op hulle lewenspad plaas. Kanselleer ons vandag in Jesus naam en vra dat daar vrede sal wees in huishoudings, dat daar harmonie sal wees, dat die strydery ook tussen ouers en kinders, rebellie van kinders sal verdwyn in Jesus naam. En dat daar regtig weer sal teruggekeer word na 'n wonderlike gesinslewe en 'n toekoms. Ek kanselleer Here enige steurnisse en breuke en enige goed pype wat bars en enige steurnisse wat in 'n huis is, breek ek nou in hierdie oomblik in Jesus se naam. En as jy in 'n huis is en jou huis is steurnis en jy voel ongemaklik daar of gestres daar of depressief daar, lig jou hand op in daai huis waar jy nou is en ek breek op hierdie oomblik elke gees van oppressie in die naam van Jesus oor daai huis en ek werp dit uit jou huis uit en ek werp dit onder die voete van Jesus en bid Here dat die seën, salwing en heerlikheid en vrede op hierdie oomblik in daai huis invloei sommer nou op hierdie oomblik. En dat alles sal wees, Here, tot eer van U kragtige naam en tot uitbreiding van U wonderlike en kosbare koninkryk in Jesus naam. Ek breek nou in Jesus naam elke depressie, swaarmoedigheid, neerslagtigheid en werp dit uit jou lewe onder die voete van Jesus nou. Bid Here dat die vrede en die blydskap en die oorstelpte inherente vrede, letterlik elke deel van die persoon wat daai depressie beleef, sy gemoed en sy verstand en sy lewe sal aanraak op hierdie oomblik. En dat dit werklik op hierdie oomblik daai vreugde en blydskap en absolute toekoms vooruitsig sal beleef. En ek bid Here vir elke persoon wat in bediening staan, pastore, selgroepleiers, selfs mense wat in berading bediening is, al is dit deeltyds. Ek bid vir elke gesang van God wat bereid is om iemand anders te bedien in Jesus naam, vir krag, vir wysheid, vir insig, vir die Heilige Gees gawes om werksaam te wees in en deur jou lewe. Dat daar 'n ongetwyfelde vernuwing sal wees in jou gees en nie teleurgestel sal word deur mense wat eintlik baie keer mens verlaat en jou die rug steek en jou teen jou draai, nie teleurgestel sal wees, maar oë sal hou op Jesus Christus wat die begin en die volëinder is van ons geloof en jy absoluut sal vas staan in hy geloof. En ek dank Here Jesus dat elke bedienaar van die woord gestig sal word, geseën sal word, die krag en salwing van die Heilige Gees sal beleef, die grootheid van God sal ervaar en U heerlikheid sal beleef in 'n fenominale wye plek ook op hierdie stadium. Bid Here werklik vir elke pastoor wat in 'n kerk is, wat 'n kerk het en 'n groep leiding gee, dat daar soveel vrede en vryheid en werklike vernuwing in daai pastoor se gemoed sal wees, en daai predikant se prediking sal wees, daai predikant se geestelike lewe sal wees, dat die Heilige Gees gawe so sal werk, dat daar absolute herlewing in jou kerk sal kom, bid ek dit in die naam en krag van Jesus Christus. En bid ek Here vir enige emosionele goed soos minderwaardigheid, gevoel van verwerping. Ek breek sommer minderwaardigheid oor jou lewe en ek kanselleer verwerping in Jesus naam, dat daar geen verder van hierdie goed in jou lewe sal wees nie. En ek werp dit uit jou lewe onder die voete van Jesus en ek bid Here dat U daar op hierdie oomblik 'n geestelike boldness sal terugkom en letterlik besit sal neem van hierdie sulkes wat U assosieer hiermee. Bid ook Here vir enige verslawings aan dwelmmiddels, verslawings aan drank, alkoholisme. Ek breek sommer die gees van Bacchus en ek werp jou uit elkeen se lewe uit. Ek bind die gees van gebondenheid en ek werp jou uit elkeen se lewe wat gebonde is met verslawings van allerlei aard. En ek werp daai invloed uit jou lewe onder die voete van Jesus nou en bid Here vir totale opgee van enige vorm van verslawing en enige vorm van goed waarby betrokke is. Bid sommer vir pornografie en al die van goed, Here, wat so beskikbaar is deesdae dat mense so verstrengel raak en ek kanselleer daai leuen en ek werp dit uit elkeen se lewe onder die voete van Jesus nou sommer daai welles, ek bind jou ook sommer en ek werp jou uit elkeen se lewe uit onder die voete van Jesus nou, dat huwelike heg, verhoudings herstel, mense se integriteit en waardes vir Christus en identiteit in Christus weer herstel op hierdie oomblik in Jesus Christus se naam. Bid ek en ek bid Here dat letterlik dit waarvoor ons gebid ons weer is 'n baie klein handjie vol goed. Maar ek wil bid Here dat daar 'n dinamiese herlewing sal plaasvind in elkeen se lewe wat hierdie gebed hoor.
en wat U naam dien en wat glo en vas staan dat hierdie gebed letterlik daai spesifieke deel wat ek aangespreek het, letterlik gaan aanraak en 'n wonderwerk sal plaasvind en ons gaan die wonderwerke hoor en ek seën jou in die naam en krag van ons koning en ons meester Jesus Christus, die wonderlike Heilige Gees en ons almagtige Vader mag met jou wees in Jesus Christus naam en dat die seën van God in jou huis invloei en ek dank U Here Jesus vir die geleentheid wat ek het om vir hierdie mense te bid en ek eer U daarvoor in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Mag jy 'n wonderlike, fenomenaal geseënde lewe hê in Jesus naam. Amen.